Kom ons raak stil voor die Here. Here God, ons aanbid U as Here. U wat ons raak sien, U wat vir ons omgee. U wat die hemel en aarde gemaak het en ons daar geplaas het. U wat nou nog 'n doel met ons lewens het. Ons loof en eer U naam. Dankie Here dat U hier is vanmôre, waar ons in U naam teenwoordig is. Ons loof en prys U naam. Ons is hier by mekaar om U lof te besing, om U te aanbid en U naam te verheerlik. Ons is ook hier om na U woord te luister en bid dat U deur die Heilige Gees vanmôre met ons sal praat. Spreek Here, U kinders luister, in die naam van Jesus ons Here. Amen. Ek wil jou uitnooi om saam met my te blaai na Hebreërs 10 toe. Hebreërs 10, ons gaan die eerste 10 verse daarvan lees. Hebreërs 10 van vers 1 af. Opskrif die offers van die ou verbond. Vers 1. Die wet van Moses is slegs 'n skadebeeld van die weldade wat sou kom. Nie die werklike beeld daarvan nie. Voortdurend jaar na jaar word dieselfde offers gebring en tog kan die wet wat die offers bring nooit volkome van sonde vrymaak. As die wat die offers bring vir eens en vir altyd gereinig en nie meer van sonde bewus was nie, sou hulle immers opgehou het om offers te bring. Maar nou herinner die offers juis jaar na jaar aan die sondes, omdat die bloed van bulle en bokke onmoontlik die sondes kan wegneem. Daarom sê Christus met sy koms in die wêreld, dit is nie diereoffers of graanoffers wat U wou hê nie, maar die liggaam wat U my gegee het. Brandsoffers en slagoffers kan U nie behaag nie. Toe het ek gesê, ek het gekom, kyk, ek het gekom, o God, om U wil te doen. In die boekrol is dit van my geskrywe. Eers sê hy diereoffers en graanoffers, brandoffers, sondeoffers, wou U nie hê nie, en het U nie behaag nie, hoewel hierdie offers deur die wet voorgeskryf word. Daarna sê hy, kyk, ek het gekom om U wil te doen. Hy skaf dus die eerste offers af, om 'n ander offer in die plek daarvan te stel. Omdat God dit wou, is ons vir hom afgesonder deur Jesus Christus, sy liggaam as offer, wat hy as offer gebring het, vir eens en vir altyd. Amen. Vir elke sonde wat gedoen is, vir elke ding wat ons verkeerd gedoen het, wat in die lewe verkeerd gebeur het, is daar 'n offer gebring. 'n Offer is iets wat 'n mens gee. Partykeer 'n vrywillige offer, ander keer 'n verpligte offer. In hierdie sin was dit 'n offer wat die Here geëis het, 'n lewe vir 'n lewe. 'n Volmaakte dier is geslag vir elke sonde wat gedoen is. Jaar na jaar, elke keer, is 'n lewe gegee vir 'n lewe, 'n offer vir ons sonde. En dit het beteken dat daar nie toegang in die hemel is sonder 'n lewe wat betaal het nie. Maar nou sê die Bybel vir ons, dit was nie voldoende nie. Dit was 'n tydelike maatreël. Elke lewe is gegee vir die lewe van 'n mens. Vir die lewe van sonde is die lewe gegee. Die lewe van 'n dier is geneem en die bloed het gevloei as 'n teken van die lewe wat uitgevloei het. 'n Lewe vir 'n lewe. As ek en jy 'n offer bring, dan bring ons 'n offer om te sê dankie, of ons bring 'n offer omdat ons voel dat die wil van die Here is om 'n offer te bring. In hierdie sin was die offer verplig gewees. Daar moes daaglikse offer wees. Daar was 'n aandoffer en 'n oggendoffer gewees.
wat gebring is elke dag. Maar dit was nie voldoende nie. Dit het nie God bevredig nie. Die hemel is vir ons toegewees. Ons kon nie in die hemel kom sonder 'n volmaakte offer nie. Die diere wat gebring was, moes sonder gebrek wees. Maar dit is nog nie 'n volmaakte offer nie. Dis 'n tydelike offer wat gebring is om ons sonde te versoen. Die volmaakte offer moes kom. 'n Offer sonder gebrek vir eens en vir altyd. En die offer is deur God se seun gebring. God se seun wat die offer gebring het aan die kruis. Hy het gesê, ek het gekom as die volmaakte offer wat aan die kruis gesterf het. Hy het sy lewensbloed gegee vir ons om te betaal vir elke sonde. Want elke sonde moet betaal word. Elke keer wanneer ek iets verkeerd doen, of wanneer iets in hierdie gebroke werklikheid verkeerd gebeur, moet iemand betaal daarvoor. Moet daar 'n offer gebring word. En hierdie offer was Jesus Christus, wat aan die kruis vir ons sonde gesterf het. Hy het gekom vrywilliglik om die offer te bring. Toe Jesus op aarde was hy onskuldig verklaar deur Pontius Pilatus. Die Romeinse reg het Jesus onskuldig verklaar. Hy was die volmaakte offer wat gekom het. Die offer wat hy gebring het vir ons sonde, vir alles wat verkeerd geloop het in die lewe, is daar vir eens en vir altyd 'n offer gebring. Vir my en vir jou sonde. Dit was vasgelê in die Joodse tradisie om hierdie offer te bring. En nou het Jesus gekom en hierdie offer finaal opgehef. Dit gebeur nie meer nie. Dit gebeur tog wanneer 'n mens sondig, dat jy voel ek is skuldig en ek moet 'n offer bring. Dit voel 'n mens is skuldig. Ek moet regmaak. Ek moet regmaak teenoor die Here. Ek het verkeerd gedoen, maar Jesus sê ek het die offer betaal, en ons sal dit net nou in die nagmaal ook so ervaar. Die offer is betaal vir ons sonde. Die offer is betaal vir alles wat ons verkeerd gedoen het. Maar wat is sonde? Sonde is wanneer ek hardkoppig is en nie wil luister na die Here nie. Sonde is wanneer ek die wet van die Here oortree. Sonde is wanneer ek my doel in die lewe mis. En hoeveel keer gebeur dit nie? En dan voel 'n mens, maar ek moet van my kant af, moet ek iets doen vir die Here, en die Here sê nee, ek het betaal. Jy kan regmaak teenoor mense, jy moet regmaak teenoor jouself, maar ek het die offer vir eens en vir altyd betaal. Wat beteken dit vir ons? Dit beteken vir ons die pad hemel toe is oop. Ons kan vrymoedig na die Vader toe gaan in gebed. Ons kan met vrymoedigheid weet dat die hemel vir ons oop is. As ek glo dat Jesus Christus my saligmaker en verlosser is, het ek 'n pad oop hemel toe. En kan ek weet dat die offer finaal betaal is vir my en vir jou om in die hemel te kom. Dis oop. Dis vry. Ek kan by die hemel uitkom. Maar dan het die kommuniste vir ons gesê dat ons geloof is net 'n droom vir eendag, nie vir die werklikheid vandag waarin ons leef nie. En ons word nog daarvan beskuldig. Ons droom van eendag, ons droom nie van vandag nie. Maar die werklikheid is, die offer wat die Here vir ons gebring het, is vir vandag. Want ek kyk uit na die hemel waar ek gaan wees, maar ek sien die werklikheid vandag. En as ek weet dat die hemel vir my oop is, dan kan ek die werklikheid vandag in die oë kyk. En ek kan sê, maar as die hemel dan vir my oop is, dan is die werklikheid vir my hanteerbaar vandag.
dan kan ek die werklikheid hanteer, want die offer is betaal. Die offer is betaal vir elke gebrokenheid op aarde, en ek kan dit hanteer. Ons is so geneig om te ontvlug van die werklikheid. Ons is so geneig om te ontvlug van dit wat alles verkeerd gaan, solank dit net kan verbygaan, solank dit net kan klaar kry, maar die Here sê nee. Ek het die offer betaal vir die ewigheid, sodat jy by my in die hemel kan wees, maar ek het 'n offer betaal, sodat jy vandag kan lewe. En dit wat jy vandag in die oë kyk, moet kan hanteer. Jy moet kan hanteer elke ding wat na jou kant toe kom, omdat jy opkyk na die Here, en sy offer raak sien, en sien maar hy het betaal. As hy dan betaal het vir die ewige lewe, wat van die lewe wat ek vandag al leef, in verhouding met die Here? Dit word ook die ewige lewe genoem. En daarom is die offer van die Here vir vandag, vir my en jou, om die werklikheid in die oë te kyk en te sê, maar ek kan dit hanteer, want ek is meer as 'n oorwinnaar in Jesus Christus. Ek kan in my gebrokenheid vandag hanteer, want Jesus is by my. Jesus is by my deur die nagmaal. Hy is by my deur sy woord en sy gees, en ek kan dit hanteer. Ek kan die werklikheid hanteer, al is dit moeilik, kan ek dit in die oë kyk, en kan ek voor die Vader buig, en weet, dat hy my hoor, dat hy my aanspreek, dat hy my hande vashou en vir my sê, ek lei jou deur die moeilikheid waardeur jy gaan. Ek het klaar betaal vir die einde. Wat is vandag dan? Wat is vandag dan dat dit jou keer? Wat is vandag dat dit jou verhoed om voluit te lewe? Leef voluit vandag en ervaar die oorwinning wat die Here gee. Jy weet die probleem is, dat ons so in vandag vaskyk, dat ons die offer in die hemel mis. Ons mis dit om te sien dat ek eendag saam met die Here in die hemel gaan wees. Ek kyk so vas in vandag. Ek kyk so vas in dit wat my pla, dat ek die werklikheid van God misloop. En wanneer ek my oë wegdraai vir 'n oomblik van hierdie werklikheid en ek kyk na die Here en ek sien dat die offer vir my betaal is, dan weet ek, my toegang na die hemel is oop. En as my toegang na die hemel oop is, hoeveel te meer my toegang na vandag en môre. Hoe kan ek vandag en môre se probleme hanteer, as ek dan weet dat die offer betaal is? As hy vir my betaal het om in die hemel te kom, het hy nie ook betaal vir my om elke dag te hanteer nie. Die beeld kom by my op van 'n kind wat na sy ouer toe gaan, 'n goeie ouer, wat voor sy ouer kom smeek om genade, wat vir sy ouer kom smeek om vir hom te help, na die ouer wat met hande oop staan en sê, kom my kind, ek is lief vir jou, ek gee vir jou om en ek hou jou vas. Die offer is betaal, soos 'n goeie ouer vir 'n kind nader trek, en vir 'n kind vashou, vir 'n kind gee wat hy nodig het, vir 'n kind versorg. So kom die hemelse Vader vandag, en hy sê vir my en jou, die offer is betaal vir jou. Lewe vandag asof dit die einde is. Lewe vandag asof jy op pad is hemel toe, en weet dat die werklikheid vir jou wag. Die werklikheid van die hemel wag vir jou. En daardie werklikheid leef jy vandag. Jy leef dit nie eendag as jy nie meer hier is nie. Jy leef dit vandag, omdat jy vandag hier is, omdat jy vandag lewe. Ekskuus tog. Die werklikheid van ons gebrokenheid is waar. Dis absoluut waar. Ons lees daarvan in die koerante. Ons sien dit op televisie, ons lees dit op ons selfone. Daar's 'n werklikheid wat ons aangryp, wat ons bang maak. Daar's realiteite in die lewe waarmee ons elke dag te doen kry, waaroor ons struikel, wat ons keer, wat ons beangstig maak. Dis werklikhede, maar daar's 'n groter werklikheid. Die werklikheid van die offer van Jesus Christus aan die kruis, en dit wag vir elkeen van ons vandag.
Wat ek moet doen is om voor die Here te buig en te sê, Here, maar hier is ek. Hier is ek in my gebrokenheid. Hier is ek in my stikkendheid. En ek vra vir die krag vir hierdie dag. Vir hierdie dag. En dan kyk ek op en dis die geheim daarvan. Ek kyk na die gebrokenheid waarin ek vandag leef. En ek kyk daardeur soos 'n hekkiesatleet by die hekkies verbykyk en die wenpaal sien. En sien, maar daar's die eindpunt. Daar's die eindpunt. Hierdie hekkies kan ek hanteer, want God is by my. God gee my krag en hy sal my hierdeur vat. En daarom sê ek dankie vir die offer wat ek vandag kry, wat ek ontvang het van Jesus Christus. 'n Offer wat vir eens en vir altyd betaal is. Ek hoef nie elke dag stil te staan en te wonder, wat nou nie? Ek kan opkyk en weet, dis vir ewig. En as ek vaskyk teen my probleme, teen die goed wat my pla, teen die goed wat my onrustig maak, dan kyk ek op en ek sien Jesus raak. En ek sê vir vandag se probleem, jy het niks aan my nie, want die offer is betaal. Die offer is vir eens en vir altyd vir jou vir my betaal en ek gaan deur. Ek gaan deur hierdie hekkies wat my keer, want Jesus is daar. En daarom vra ek vir jou nou om jou oë toe te maak en die offer te aanvaar wat Jesus vir jou gee, om jou oë toe te maak en daardie offer joune te maak en net weer te besef dat Jesus vir ons gesterf het. Hy het gesterf sodat ons in die hemel kan kom, maar hy het gesterf vir vandag se pyne, vir môre se pyne, vir elke dag in die lewe se pyne, sodat ek en jy in die oorwinning kan leef. En hy het ons vir mekaar gegee, dat ons mekaar kan bemoedig daarmee. Ons het in die laaste tyd soveel bemoediging ontvang van soveel kante af, wat ons net laat besef, dat die Here vir ons goed is. Daar's soveel mense, soveel kinders van die Here wat vir 'n mens omgee, as jy hulle die ruimte gee om dit te doen, want ook hulle het die offer van die Here aanvaar, ook hulle het die werklikheid van God gesien, en hulle wil dit met jou deel, en selfs in my gebrokenheid, as ek uitreik na ander toe, dan maak ek die offer van die Here, ook my offer, wat ek met ander deel. Kom ons deel dit met mekaar, maar kom ons raak stil voor die Here, in 'n stil gebed, en ons gee onsself oor, aan die lewende offer in Jesus Christus, wat van ons liggame, sy lewende offers maak. Kom ons bid saam.